wat hierdie week aanbetref, ons gaan aan met ons reeks trapspore en ons is die kinders al uit van oprig. Hierdie kinders al uitbeweeg. Julle kan nou uitbeweeg. Julle is welkom. Ja, dankie vir daai slide hoor. Julle is welkom om uit te beweeg. So as jy van graad 7 tot hier in die hoërskool in, is jy welkom om uit te beweeg. Hulle word op hulle eie unieke vlak bedien. Dankie ook vir daai bediening en mag die Here sy woord aan julle openbaar en bekend maak. So julle, ons is besig met hierdie reeks trapspore. Ons het verlede week begin met die barmhartige Samaritaan en ja, wat 'n amazing preek en 'n beginsel waar volgens ek en jy ons lewens kan inrig. Nou, vandag wil ek so begin, antieke oorlog. As jy dink aan antieke oorlog, dan is ek en jy nogal baie geneig om hierdie tipe van 'n oorlogvoering op te hewe, dit te verheerlik, dit groot te maak. Ons maak van dit 'n skoon storie, 'n mooi storie. Ons romantiseer hierdie tipe van antieke oorlogvoering. Dink maar aan films soos Braveheart. As jy dink aan Braveheart, dan dink jy, luister die Mel Gibson, spiere, daai toespraak wat hy gelewer het. Mense wat hy bevry het, hy het opgestaan vir 'n saak. Jy dink aan Gladiator. Seker die twee films wat in die geskiedenis van films is die beste films, onder die top 10. Mense sal altyd sê dis Braveheart of Shawshank Redemption of Gladiator. So ons is nogal geneig wanneer dit kom by antieke oorlogvoering om werklik waar hierdie ding te verheerlik, groot te maak. Maar ons kan so dankbaar wees dat ons nie deel was van daai antieke oorlogvoering nie, dat jy nie voor iemand hoef te gestaan het nie. Ek meen jy voel dit, jy beleef dit, dis hier by jou. Nou, dit het eendag met my gebeur, in my standaard 6 jaar, ek was in 'n seunskool gewees, daar by Marieviljoen in Alberton, syde van Joburg, so jy weet daar, nee. Elke liewe pouse, elke liewe dag, was daar 'n kringetjie wat gevorm het om 2 ouens en dan skree die ouens, Barney, Barney, Barney. Wie van julle kom van Springs af of Brakpan of Germiston, die syde, die oosrand, nê? Jy sal nou weet waarvan ek praat. Ek kom uit daai areas uit. En eendag bevind ek myself in daai kringetjie waar honderde seuns skree, Barney, Barney. En die ou wat oorkant my staan is 'n ou met die naam van Andrew Germishuisen. Ek hoop nie jy luister nie, Andrew, maar in elk geval, ek en hy, daar was een of ander verskil. Ek kan tot vandag toe nie vir jou sê hoekom nie, maar hy het iets gesê, ek het iets teruggesê en die volgende oomblik plant hy so vuishou teen my kakebeen. En toe weet ek is in antieke oorlogvoering. Dit was verskriklik geweest vir my. Ek is glad nie 'n vegter nie. Ek is 'n vredemaker. Ek is 'n liefdevolle tipe mens. Julle is baie welkom as julle dalk daar agter wil gaan sit ook met die kinders en so, maar in elk geval. So ek ken dit nie julle. So net iets van moderne oorlogvoering. Moderne oorlogvoering maak jy dood op 'n afstand. Nou die Oekraïne, nê, Rusland. As jy dink aan Hezbollah en jy dink aan Israel, dis nie asof hulle gaan en daai konfrontasie 1 tot 1 nie. Hulle stuur drones uit, hulle vuur een of ander bom af. Dis ver. Moderne oorlogvoering is mense gaan dood op 'n afstand. Maar as jy dink aan antieke oorlogvoering, dan is dis baie naby. Dis 'n armlengte. Jy ruik daai persoon se asem. Jy kyk daai persoon in die oë. Die beserings baie keer is, jy weet nie eers jy's beseer nie. Ek meen, hier het 'n mes of 'n swaard of een of ander ding hier deur jou maag gegaan, maar die adrenalien is so hoog, dat as die ou uiteindelik dood is, dan stap jy daar weg, en as die adrenalien uit jou liggaam uitgegaan het, dan is dit so half, luister, ek het seer, ek het pyn, ek's besig om dood te gaan. Nou, daai tyd het hulle nie geweet van kieme nie, maar hulle het verstaan van infeksie.
En hulle het verstaan, as jy 'n infeksie in 'n arm of 'n been kry, kan jy daai arm of daai been verloor, of selfs jou lewe verloor. So hulle was baie gestel daarop, dat jy eintlik moet kaal gaan veg. So jy so baie keer gesien het Troy, wie van julle het Troy gesien? Brad Pitt, nee, hier daai ou gebou, nee. Maar in elk geval, Brad Pitt hardloop uit met wat? 'n rokkie. 'n rokkie? Niks anders nie. Hoekom? Want hulle het geweet, as jy een of ander wapen of een of ander lem of wat ook al in jou gaan, en daar bly 'n stukkie kledingstuk oor in daai wond, dan kan daai wond septies raak, en jy kan doodgaan van daai wond. So hulle het verstaan daarvan, dat jy jou lewe kan verloor, en dan bly jy sommer daar lê. Die roofvoëls van die hemel kom pik aan jou, kom eet jou op, die wilde diere van die veld kom draai jou weg, hulle vreet vir jou op. Dis hoe antieke oorlogvoering gewerk het. Dis 'n lekker preek hierdie, nee. Jy wonder seker, waarna toe is hierdie op pad? Hierdie is die beste inleiding wat ek nog in my lewe gehoor het van 'n preek. Nou kom ek vat jou na vandag se storie toe. 1 Samuel 17 vers 1. Die Filistynse troepe het saamgetrek vir oorlog. Hulle het by Sokko in Juda bymekaar gekom. Saul en die manskappe van Israel het in die vallei by die groot boom kamp opgeslaan en vir die geveg teen die Filistyne gereed gemaak. Die Filistyne en die Israeliete het op 2 heuwels teenoor mekaar stelling ingeneem, en daar was 'n vallei, die vallei van Ela, was tussen hierdie 2 weermagte. So jy kry vir Saul en die Israeliete aan die een kant, en jy kry vir die Filistyne aan die ander kant in hierdie vallei wat tussen ons is. Julle ken hierdie storie. Goliat, 'n uithaler vegter van Gat, het uit die leer van die Filistyne na vore gekom. Hy was 3 meter lank. So omtrent 2 keer my lengte. Wel nee, ek's nou nie 1.5 nie, maar is 'n lang ou hierdie. Ek dink wat is dit, 9 voet. Die steel van sy spies was so dik soos 'n wewer se balk, en die ysterlem van die spies het 7 kilogram geweeg. Nou hierdie sou nie 'n gooi spies gewees het nie. Ek kan vir jou dalk net 'n foto hier wys hoe dit lyk. So hierdie is nie 'n gooi spies nie, is meer soos 'n groot mes, 'n reuse mes. En wat Goliat sou doen is, hy sou in die tweede linie sou hy sy staanplek inneem, so hier's manne voor hom, en as mense kom sou hy daai mes van hom vat, en hy sou doodmaak en doodmaak en doodmaak. Dit was sy werk. He was a killing machine. Dis wie hy was. So behalwe dat hy lank was, behalwe dat hy imposant was, ek meen hierdie, jy kom agter as Goliat in hierdie saal instap. Was hy bloeddorstig geweest, hy was 'n baasvegter, sê die Bybel. En hy het vir 40 dae lank, 6 weke, tart hy Israel. Kom hy elke dag, 2 keer 'n dag, kom hy uit en dan tart hy Israel. En dan tart hy die God van Israel. En dan sê hy, is daar nie iemand wat teen my kan veg nie? Is dit al wat julle het? Kom ons lees verder, vers 8. Hy het teenoor die manskappe van Israel gaan staan en geskreeu. Is dit regtig nodig dat die gevegslinies opgestel moet word? Ek is tog 'n Filistyn en julle is onderdane van Saul. Nou wie Saul? Saul is die koning van Israel, eintlik die eerste koning van Israel. So hy is nou nog onervare ook. Hy was nou al in 'n paar oorloë gewees voor hierdie punt, waar hy redelike welslae behaal het, maar die Here is nie heeltemal gelukkig met hom nie. En die gees van die Here is onttrek van hom. Nou hy skryf vir hulle, kies iemand wat 'n 2-geveg met my kan voer. As julle man daarin slaag om my dood te maak, sal ons julle slawe wees, maar as ek hom doodmaak, sal julle ons slawe wees. En dan sê hy, ek daag vandag die gevegsmagte van Israel uit. Stuur tog iemand om teen my te veg. Nou, ek wil amper sê die vanselfsprekende ding wat moet gebeur is dat die langste, sterkste, aantreklikste troep of persoon uit Israel uit moet nou gaan veg teen Goliat. Goliat is soos hulle koning en hy moet veg teen die koning van Israel. Nou, julle weet wat gebeur het, toe hulle 'n koning gekies het,
daar was twee vereistes amper. Hy moet aantreklik wees en hy moet kop en skouers bo die ander mense uitstaan. En dit was Saul. So Saul was sê nou maar 7 voet gewees en Goliat is 9 voet. Hy's amper hy is die vanselfsprekende keuse om teen hierdie Goliat te gaan veg. Maar hoor waar Saul, vers 11. Toe Saul en die Israeliete dit hoor, was hulle mismoedig en baie bang gewees. So hulle is alles behalwe op 'n goeie plek in hulle lewe. Ek weet nie of 'n reus al in jou huis ingestap het nie, of in jou omstandighede ingestap het nie. Dit maak 'n mens vreesbevange. Dit maak 'n mens mismoedig. Dit haal die wind so bietjie uit 'n mens se seile uit. Dis rof. Dis nie eenvoudig nie. En baie keer word ons soos Saul en soos die manskappe. Ons word mismoedig en ons word baie bang. Nou, hier's een ding wat ek agtergekom het. Ons plaas ons hoop op dit waarop ons staat maak. So ek wil hê dit moet bietjie insink by jou. Ons plaas ons hoop op dit waarop ons staat maak. En nou die vraag terug na my en jou toe vandag, op wat maak jy vandag staat? Maak jy staat op jou jarelange ondervinding by die werk? Maak jy staat op jou kwalifikasies en die inligting wat jy bymekaar geskraap het tot nou toe? Maak jy staat op jou salaris of jou bankbalans of jou familie en jou gesin? Maak jy staat op jou werk? Want jy plaas jou hoop op dit waarop jy staat maak. So inpas kan baie vinnig, hierdie gemeente kan baie vinnig die Here se plek in my lewe inneem. Inpas word my hoop, want inpas betaal my. Inpas help my om my rekeninge te betaal. Inpas help my om te kyk na my gesin. Inpas is dit waarop ek staat maak. Of my vrou is dit waarop ek staat maak en ek plaas my hoop op haar. So hierdie is 'n groot vraag vir die Israeliete en ek dink vir elkeen van ons. Maar dis nie net dit waarop jy staat maak nie, dis ook die persoon waarop jy staat maak. Ons plaas ons hoop op die persoon waarop ons staat maak. En party van ons is tans daar. As jy dink, wie is die eerste linie van verdediging? Wie is daai eerste oproep? Wie is daai eerste gesprek? Wie is daai eerste WhatsApp? Waarna toe jy gaan? Dis 10-1 die persoon of die situasie, die ding waarop jy jou hoop plaas. En hierdie was net te groot vir die Israeliete. Hulle almal kyk na Saul kyk na hulle en hulle voel net so oorbluf, hulle voel net so oorweldig. So hier's 'n interessante ding, hoe het God gekyk na leierskap en koningskap? Ons sien dit so duidelik, voor Saul, wie was die koning gewees? God was die koning gewees. God moet Goliat uitsorteer. Hy was die koning gewees. So ek het dit so geskryf, God het Israel gevestig as 'n teokrasie. Wat is 'n teokrasie? Dit beteken, daar's net een koning, en dis Theos, dis God. God is die koning, en wat hy gedoen het is, hy het rigters aangestel. Hy sou 'n Deborah, of 'n Gideon, of 'n Samson, of 'n Samuel, sou hy aanstel as rentmeesters, om te kyk na die ryk, om te kyk na die volk, om te kyk na sy koningskap. Vandag presies nog dieselfde. Ons verstaan net demokrasie. Jy weet so, daar's soveel stemme wat uitgaan. Hierdie party het soveel stemme, daai party het soveel stemme. Ons het dit tot in die kerk ingebring, nê, waar ons stem. Ons stem vir ouderlinge, ons stem vir predikante, ons stem vir wie gaan hierdie kommissie lei of hierdie vergadering lei of ons stem. God sê, luister jy hoef nie te stem in hierdie kerk nie. Daar's net een leier in hierdie kerk. Daar's eintlik net een leier en koning van hierdie wêreld. Dis teokrasie. Dis nie demokrasie nie. En hy stel hierdie rigters aan om dit te administreer. So, kom ek vat jou na dit toe, want hierdie is 'n groot skuif
in Israel se lewe, maar hierdie is ook 'n groot skuif in my en jou lewe, hoe vinnig ons God kan vervang met Saul. So, kom ek lees dit vir julle. Toe Samuel ouer begin word, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Okay, so dis net die volgende generasie, al wat hulle moet doen is rentmeesterskap. Hulle is bestuurders van God se eiendom. Dis al wat hulle moet doen. Maar hy het 'n probleem gehad, ouens, want hulle het anders as Samuel opgetree en was ingestel op hulle eie gewin en omkopery en selfs in die regspraak was hulle korrup geweest. So wat doen ons nou? Nou sit ons met mense wat God se werk moet administreer, maar hulle is self nie betroubaar nie. Nou begin die mense te mor onder mekaar. Luister, miskien is dit beter dat ons moet 'n ander plan kry. En ons sien al die cool volkie hier om ons, al die cool kinders het hulle eie koning. Miskien het ons 'n ander koning nodig wat ons moet aanstel. So kom ons gaan aan vers 4. Die leiers van Israel het toe by Rama bymekaar gekom en die saak met Samuel bespreek. So hulle is nou, luister, ons moet 'n ander plan hier kry. Hierdie ding werk nie meer nie. En jou kinders wat nou by jou oorneem, ek meen dit gaan nie, jy sien hoe is hulle. Kyk, sê hulle vir hom, u is nou al bejaard en die seuns volg nie die voorbeeld nie. Stel vir ons 'n koning aan soos die gebruik is by al die ander nasies. Julle, ons kyk na mense en ons sien hoe maak hulle staat op hulle werk en dit werk vir hulle. Ons kyk na mense en ons sien hoe maak hulle staat op hulle gesinne en dit lyk blykbaar of dit werk vir hulle. Ons kyk tot na mense en ons sien hulle maak staat op hulle selgroepe en hulle gemeentes en dit lyk of dit werk vir hulle en dan sê ons, luister, weet jy wat, ons moet dit bietjie meer soos daai kerk wees. Ons moet dit bietjie meer soos daai gesin wees. Ons moet bietjie meer soos daai ou wees. Hulle is cool, hulle kry dinge reg. Kyk die resultate. En ons wil soos hulle wees en dis presies wat Israel gedoen het. Ons wil bietjie meer soos hulle wees. So, hoor wat Samuel se reaksie. Samuel is baie ontsteld, julle, oor hierdie versoek en hy het eers die Here gaan raadpleeg. So, hy verstaan nog baie mooi wie is die koning van Israel. En dan hoor wat sê God vir hom, julle. Hy sê, maak soos hulle sê, antwoord die Here, want dis nie vir jou wat hulle verwerp nie, maar vir my wat hulle nie meer as hulle koning wil hê nie. Ja, hierdie is sulke woorde wat eintlik so diep tref, nê? Doen soos hulle vra, maar waarskei hulle ernstig oor wat hulle eintlik vra? Waarskei hulle wat hierdie koning met hulle gaan doen? So as ons 'n koning aanstel, wat gaan die koning doen? Hy gaan jou laat werk in sy boord of op sy landerye. Weet jy wat gaan die koning nog doen? Hy gaan belastings begin hef op jou. Want hy is mos nou die koning. En dis presies wat die konings te doen. Die konings kry mense, hulle kry burgers in om op hulle landerye te werk en hulle rykdomme uit te brei. Hulle kry die mense in om te begin heffings te betaal en belastings en allerlei tipe van goederes waar God, luister, God was die koning gewees. Maar nou het ons 'n menslike koning met menslike motiewe, met menslike agendas en hy sal vir jou dryf totdat jy dood neerval. As jy 'n mens as 'n koning aanstel in jou lewe. O, Jesusie. Hy sal vir jou wys, né? Nou, dis hier waar ons lewens nogal verskriklik interact met hierdie hele storie. Waar jy vir jouself die vraag moet afvra, wie het jy aangestel? Wie het jy daai plek gegee, daai ereplek gegee? Want elke keer wanneer daar 'n Goliat in jou lewe instap, wil jy na daai plek toe gaan en daai persoon of daai ding moet dit vir jou uitsorteer. En dan is hierdie teendeel prentjie vir ons. Koning Dawid, die tweede koning van Israel. Die storie van koning Dawid. En die storie van koning Dawid maak my so opgewonde, want dit is 'n storie van onwilligheid. Dis amper, luister nie, ek wil nie hierdie klere aantrek nie. Ek wil eintlik nie in hierdie posisie wees nie. Ek het net gekom, so hy is die seun van Isai. Sy ouer boeties is besig om saam daar in daai vallei van Ela. Hulle staan aan hierdie kant, die Filistyne, hulle is net so bang, hulle het al hierdie rumors tussen die volk, vandag gaan hy ons doodmaak, môre gaan hy ons doodmaak, wanneer gaan hy hulle op ons afgehardloop kom, hierdie Goliat gaan almal doodmaak en ons gaan hulle slawe wees en wat ook al. En al wat Dawid moet doen is, Dawid moet net nou en dan gaan en 'n kospakkie gaan gee vir sy boeties,
wat op die gevegsfront is. En 'n paar weke van tevore is hy aangestel as die lierspeler van die koning van Saul, want Saul kan nie slaap nie en Saul voel dat die duiwel is besig om, besig te raak met hom en wat ook al. Hy's besig om van sy verstand, maar hy's onwillig. Ons sien hy selfversekerd in die Here. En ons sien ook dat hy's nederig. Hierdie storie van koning Dawid was nooit verward oor die identiteit van Israel se ware koning nie. En ek en jy raak partykeer so vinnig verward. En hier's al hierdie manne en hulle is verward van wie die koning moet wees, want nou sê die koning self, hy's bang en hy's mismoedig. Nou wat doen jy as die persoon of die ding waarin jy jou hoop stel, waarop jy staat maak uiteindelik, bang raak en mismoedig raak? As daai persoon of daai ding vir jou sê, luister dit gaan nie werk nie. Hierdie ding gaan nie uitgesorteer kan word nie. Jy het groot moeilikheid. Wat doen jy dan? Dan val jou hele lewe uitmekaar en wat gaan ek nou? Wie gaan my nou help? Wie gaan nou vir my instaan? Wie gaan nou vir my bid? Wie gaan nou vir my geld gee? Wie gaan my nou help? Die ding van Dawid is sukses maak hom nie de mekaar nie. En sukses verwar baie keer die beste van ons. Want hy was suksesvol geweest en ek dink jy moet dit baie mooi sien hierso. As jy vandag hier sit en jy's 'n suksesvolle mens en alles is redelik honkie-dorie en die ratte draai mooi en alles is mooi geolie en jy weet as jy daai sukses begin smaak, kan jy baie vinnig kan jy God vervang, hom een kant toe sit en jy kan op die troon gaan klim. En nou maak jy sommer staat op jouself. Jou hoop is in jouself. Jy het dit bereik, jy het dit geswat, jy het die werk gekry, jy het die geld vir die maatskappy gemaak. Kyk hierdie kinders van my, hulle is almal perfek, hulle is almal gekwalifiseerd, hulle het almal fantastiese werke. En dan begin jy naderhand te dink, luister hier, ek is op 'n baie spesiale manier geskape. Ek is regtig nogal. So kom ons gaan terug na die storie toe, vers 11. Toe Saul en die Israeliete dit hoor, was hulle mismoedig en baie bang geweest. Nou, Dawid is vir my amazing sy reaksie. Hulle is bang en mismoedig, hy neem aanstoot. Hy raak kwaad. Hy voel dis 'n belediging hierdie. Waar die manskappe onder mekaar praat en sê, wat gaan met ons gebeur? Hoe gaan hierdie ding uitwerk? Hoor wat sê Dawid. Dawid praat toe met die ander wat daar by hom staan. Wat sal gebeur met die man wat hierdie Filistyn doodmaak en so 'n einde bring aan die skande van Israel? Niemand skande van Israel, waarvan praat jy? Dis ons lewens hier. Daar's geen skande oor 'n paar dae of oor 'n paar uur van nou of oor 'n paar minute van nou nie. Ons gaan almal soos vlee hier mors dood neer lê. Daar gaan niks skande wees nie. Jy gaan nie eens al van weet nie. Hy dink heeltemal anders oor dit. Luister, die skande vir die kerk. Skande vir die naam van die Here. Skande vir hierdie volk se reputasie. Skande. Die Here het 'n ander woord oor hierdie volk gehad. Wie is hierdie, nou hoor wat sê in vers 26 so mooi. Wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die leer van die lewende God so kan beledig? Kan julle hoor wie sit op die troon in Dawid se lewe? Kan julle hoor op wie is sy hoop? Op wie maak hy staat? Hierdie ou staan buite die verbond. Ouens, het julle vergeet? Het julle vergeet wat het met die Egiptenare en die Ammoniete en met al hierdie ander volke gebeur? Hulle het buite die verbond gestaan. Hier kom 'n ou, hy beledig. Hy verklein neer. Hy bring 'n skande op ons. En julle sien nie raak dat hierdie ou is 'n heiden nie. En dan gaan hy aan, hy sê, ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want so daar lyk dit of hy so 'n bietjie baie van homself dink, maar nou hoor hoe bring hy die Here in. Hy sê, ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verklein neer. En hoor wat sê hy dan? Die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu. Wie het dit gedoen? Die Here het dit gedoen. Die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red
uit die mag van hierdie Filistyn. Julle, en dan kan ek nou maar net vir julle die storie hiervan 1 Samuel 17 vers 45. Dan gaan hy gaan vertel vir hom 5 klippies op. Julle ken die storie so goed. Hy gaan staan voor daai reus en hy sê die volgende vir hom. Hy sê vir hom, jy kom na my toe met 'n spies en 'n swaard en 'n skild. Maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, wie jy uitgedaag het en wie jy verkleineer het. Vandag gaan die Here jou oorgee aan my en jy gaan sterf. En dan gaan hy in sy sak in en hy haal 'n klippie uit, hy sit dit in daai slingervel en hy begin en hy tref hom in sy voorkop en die Bybel sê hy het vooroorgeval. Nou of hy al dood was, weet ek nie. Maar hy het vooroorgeval en hy het leweloos daar gelê. Toe hardloop Dawid na hom toe en hy het sy swaard uit sy skede uitgehaal, hy het die swaard gevat en hy het sy kop afgekap. En hy erken die heeltyd hierdeur dat dit is alles die Here. Die Here het jou oorhandig aan my. Die Here het jou in my hand gegee. Weer terug na jou Goliat storie toe. Wat is dit? Wat is dit wat jou so bekommerd het? Wat is dit wat jou laat sukkel om te slaap in die aand? Wat is daai bekommernis? Wat is daai Goliat? En wil jy nie ook, en dat al baie dinge gebeur, en ons getuig altyd so maklik, dan sê ons, yes, maar die Here het hier vir ons deurgekom, en die Here het hierdie beer doodgemaak, en die Here het, hy het my gebruik, ek moes oproepe maak, en ek moes planne beraam, en ek moes reëlings tref, maar hy het my gebruik, maar uiteindelik was dit hy wat hierdie beer doodgemaak het, en toe kom maak hy hierdie leeu dood, hy het my gebruik, ek moes voor hy leeu staan, en ek moes daai leeu in die oë kyk, en ek het daai leeu getackle en die Here het hom oorgegee in my gesag en binne in my mag, maar dis hy wat dit doen. En nou staan jy weer, na soveel jare, voor nog 'n Goliat. En dan dink jy by jouself, maar hoekom is ek nou bang? Hoekom retireer ek nou? Hoekom deins ek nou terug? En dan terug na Samuel en die volk, en wie jy dalk oor die afgelope tyd vervang het as die een waarop jy jou hoop stel. Want as jou hoop nie in die Here is nie en jou hoop is net op jouself, dan gaan dit gaan vir jou moeilik wees. So hierdie sê ding, die man of vrou wie se hoop op die Here is, hoef nie te vrees nie. Die man of vrou wie se hoop op die Here is, hoef nie te vrees nie. Ek wil dit vandag vir jou sê, as jy jou hoop vandag op die Here plaas, onvoorwaardelik, sê Here, U is die koning van ons lewe, van ons gesin, van hierdie Goliat, sal hy die Goliat kom verslaan in jou lewe. Hy sal op een of ander manier vir jou die krag, die wysheid, die onderskeiding gee, dat hierdie Goliat verslaan word. Ek wil afsluit met 'n skrif, eintlik 'n psalm wat Dawid geskryf het, Psalm 27, en julle het al hierdie psalm gehoor, is so mooi, en dit laat my dink, as ek die psalm lees, dan sien ek, dis nie geskryf as 'n jong man nie. Hierdie psalm is geskryf as hy's 'n ouer, volwasse, ervare mens. Want ek wil amper sê, jy kan nie hierdie woorde skryf, dis moeilik om hierdie woorde te skryf, as jy onervare is in die Here. As jy nog nie jou hoop en jou vertroue in hom gestel het nie. Jy kan sien, die beer en die leeu en die Goliat is doodgemaak. Want hoor wat sê hy, hoor wat skryf hy. Psalm 25 vers 1 en 2, hy sê, ek rig my tot U, Here. Hoekom moet 'n koning homself rig tot enigiemand anders? Hy's die koning. Maar Dawid weet, hy is nie die werklike koning nie. God is die koning. En ek wil jou vra, maak nie saak op watse hoë posisie jy jouself vind nie. Jy kan die hoof wees van companies, van rade. Jy kan die departementshoof wees, jy kan die hoof van jou gesin wees, jy kan die ma wees van 17 kinders. Jy kan al die ervaring en ondervinding in hierdie lewe hê. Nog steeds kom ons op 'n plek en sê, Here, ek rig my tot U. U is my ware koning. Hy sê, ek vertrou op U, my God.
Hy sê niemand wat op U wag word ooit beskaam nie. Julle hoor die woord van die Here vandag vir ons. Hoor wat wil die Here vir jou kom sê, jy dink hierdie ding gaan my breek. Hierdie Goliat, hierdie is die ding wat ons gaan breek. Hy sê hierso, niemand wat op U wag word ooit beskaam nie. Hierdie ding gaan jou nie breek nie. Hierdie is nie die einde van jou lewe nie. Hierdie ding het nie die finale sê nie. Hy het jou getart, hy het jou verkleineer, hy het jou absoluut, jy's so negatief op hierdie stadium. Dis nie die einde nie. Dan sê hy, lei my. Wat se koning sê, lei my? Lei my, Here. Ek wil jou vra, jy het nodig, ons het nodig, om afstand te doen van daai posisie waarop ons onsself geplaas het. En net te sê, Here, U sit daar, U is die koning, lei my. Hy sê, lei my deur die waarheid en leer my, want U, o God, is my redder. Die hele dag wag ek vol hoop op U. Hulle wie se hoop op die Here is, julle sien ek nou, en ek sien dit so in Dawid se lewe. Hulle sien duidelik. Hulle sien die situasie vir wie hy is. Dawid kom aan die omstandighede in daar in die vallei van Ela. Hy sien onmiddellik wat hier aangaan. Jy moet vir die Here vra dat jy onmiddellik kan sien wat aangaan in jou lewe. Maar ons wat ons hoop op die Here stel, sien duidelik. Maar jy sien nie net duidelik nie, jy tree met selfvertroue op. Jy weet die Here gaan jou in hierdie omstandighede gebruik. En dan loop jy nederig. Jy's nie vol bravade nie. Nou almal het na wat met Goliat gebeur het gesing. Wat Saul het soveel verslaan, maar Dawid het 10.000 verslaan. En die mense het mal gegaan. Maar nog steeds, hy het nie daai posisie ingeneem as koning nie. Hy's nie die koning nie. Ek wil dit net weer vir jou lees, Psalm 25 vers 2 en die worship team kan vorentoe kom. Ek vertrou op U, my God. Die hele dag wag ek vol hoop op U. En ek wil jou vra, as jy vandag die hele dag moet gebruik, om te sê, Here, ek wag op U, ek vertrou op U, lei my, help my, ek wil duidelik sien, gee my 'n bonatuurlike vermoë, kom gee my gawes, Here, wat ek nodig het om hierdie situasie te hanteer, want die Here gaan jou hande gebruik, hy gaan jou mond gebruik, hy gaan jou liggaam gebruik, hy gaan deur jou werk, om hierdie Goliat te verslaan in jou lewe. Miskien stuur hy iemand, maar hy wil hê jy moet hierdie Goliat konfronteer, en nie weghardloop nie, en nie bang wees nie, en nie mismoedig wees nie. Nou wat ons wil doen is, ons wil graag Psalm 25 vir jou sing, en jy gaan dit nie kan glo nie, as ons dit nou sing, gaan jy sê, wat? Ek ken Psalm 25. So wat ek wil hê jy moet doen is, in geloof, moet jy opstaan, soos Dawid, en ons gaan hierdie lied saam sing, en ons gaan saam verklaar, dat hy is ons leier, hy is ons hoof, en hy sal ons nooit beskaam laat staan nie. Kom ons staan saam, dan sing ons Psalm 25 saam.